door ons seën Vader en sê dankie dat ons dit kan sien kom Vader ons vra dat U asseblief hier sal wees sodat Vader in ons hart toe kan gaan sodat ons die Heilige Gees kan ontvang Vader ons vra dat die Heilige Gees op verswys leiding van ons woord gee Vader ons sê dankie in Jesus Christus naam en amen. Amen. Nou ons het nou vanoggend het ons 'n baie belangrike diens. Daar is van julle wat nou gaan bewus wees van vandag wat plaasvind nie, jy sien die vyand probeer ons almal in die donker hou die hele tyd. Dis sy plan. Hy wil ons in die donker hou en die Here wil hê ons moet in die lig begin lewe. So ek wil hê vandag se diens moet jy ernstig opvat. Ons moenie meer, jy weet, jy kom kerk toe op 'n Sondag, jy gaan uit, jy kom in so, jy's happy, jy gaan uit, jy's sad again. So ek wil hê vanoggend jy moet vir die woord wat gaan uitgaan vandag, moet jy gevestig jou oë. Moenie jou oë op niemand vestig vandag. Vestig jou oë op die woord wat gaan uitgaan. Dis wat die Here gisteraand sit ek en ek is almal het gaan slaap en ek gaan sit net stil en ek sit een kant en die Here waarsku my. Iemand stuur vir my 'n boodskap wat ek nie kan glo nie. So dit het my eintlik rillings begin gee. So ek wil hê dat ons vanoggend gefokus moet wees op die woord. Sny jou gedagtes af van enige negatiewe goed vandag. Daar gaan vandag net positiwiteit uitgaan. Niks negatiefs. Sny jou heeltemal af van wat gister gebeur het met iemand anderste, van wat jy dink of beplan om teen iemand anderste te doen. Sny jou heeltemal af van alles. Fokus nie. In die naam van die Here moet jy nou werk. Amen. Ja. Ons kom hier, vrydag aand gaan dit reg om hier en dan val ons aan, maar dit is fyn. Ons het 'n voice gekry. Ja. Halleluja. So ek wil nou vra, ons is nou praise and worship, sny jou bietjie af. Sny jou bietjie af van die wêreld af. Wees jy net jouself vandag. Hou op bekommerd wees oor môre, oor die dag, oor môre, oor volgende jaar, hou op. Ons moet begin gefokus bly op dit wat God vir ons gee. Dit is so belangrik. Dankie Kevin. Ek wil vanoggend vir julle sê, hierdie liedjie, julle kan sit plek in hierdie liedjie, weet met vanoggend se diens. Maar ek wil sê, hierdie liedjie, hy staan diep in die kant. Kom ek, sê dit of jou wat gebeur het. Wat gebeur in kerke deesdae? Presies wat die vyand wil hê. Hy wil die kerk uit mekaar uittrek. Luister nou wat ek sê. Met onnodige goed dat ons reel ons ore uit vir die vyand. Nou gisteraan lees ek 'n ding, en ek weet hulle gaan my seker met nou band weet, maar dit is fyn. Dis een van daai Sondag, ek gee nie om nie. Till my last breath, I will praise God. Amen. Klaar, niemand kan vir my niks sê, hy gaan my niks verander nie, hy gaan nie my lewe verander nie, hy sal nie terugvat waar hy was. Kom ek sê vir julle ding, weet julle wat is besig om te gebeur? Weet julle? Mense hoor nie. Die ding wat nou besig is om te gebeur is, die government wil hê, die pastore met lisensies by hulle uithaal om kerk te hou. Hulle wil hê die kerk met 'n lisensie kry om kerk te hou. Hulle wil jou 24 hour, wil hulle jou monitor. So die oomblik as jy sê duiwel, dan gaan jy teen 'n ander instansie. Dit sou ons laas keer afhaal het. Ek gee nie om wat hulle volgende hoor nie. Die duiwel bly die duiwel. Hy gaan nie verander nie. Hy gaan nie ander klere aantrek nie. Hy bly die duiwel. Hy bly die vyand. En dit is hartseer om dit te sê. Want nie met ons kerk nie. Hoeveel ander kerke gaan dan nie heen gaan
Luister gou wat ek sê. Die familie was groot. En weet jy wat het gebeur? Die vyand het ingesluit. En het hulle so stuk uit mekaar getrek. Maar prys die Here, weet jy van een ding. Hy het nog nooit gestop. En die kerk het nog nooit gestop om aan te gaan. En ek gee nie om wat hulle sê, ek sal nog steeds aangaan. Maar moet ek dit op my plot? Maar weet jy wat is weg? Het in Christenskap uitgegaan. Kyk wat gebeur in die wêreld. Die ene sê nie van aanhou snak praat nie, maar kyk in die kerk. Dis 'n manier wat die vyand gekry het om by my en jou in te kom. Jy wil nou die Here dien met alles in jou hart. Nou kom hy en hy staan teen dit. Hy wil nie hê dit moet gebeur nie, want hy wil hê jy moet hel toe gaan. As jy doodgaan, moet jy hel toe gaan. Dis wat hy sê. Dis sy prinsipie in die lewe wat hy wil hê. Wie gaan hom nie hier gee vanoggend om dit te doen? Wie gaan vir hom vanoggend sê, hoorie, ek gaan my eerder jou pad. Ek gaan my eerder saam met jou gaan, in die afgronde. Definitief nie ek. As jy kyk, maak jou oop, kyk wat gebeur oor see. Christene word doodgeskiet. Hulle word doodgeskiet. Omdat hulle die regte God dien. Ons beweeg na die eindtyd toe. Ons beweeg. Nie by datums nie. Ons beweeg na die eindtyd toe. Kyk in China. Die mense het goede gebou onder grond, waar hulle kerk hou. So dat niemand hulle kan sien nie. Ek wil een ding vra volgende die Here, 'n sent van enige iemand gevra. En die Here 'n sent van enige iemand gevra. Nou waar kom hulle uit dat ons hulle moet betaal om Christene te wees? Waar kom hulle? En ek gee nie om wat, enige ou my aanval kom, want ek gee nie om wat. Ek staan vir Christus. En ek sal dit doen tot ek die dag nie meer kan. Dis hoekom ek sê, firm foundation. Jy moet op 'n rots staan. Niemand moet jou daar kan aftrek. En ek voel volgende in my hart. Dis sad. Luister vir wat ek sê. Dis baie sad. As jy sien wat gaan in die wêreld aan. Die mense leer die wêreld. Die mense bly in die wêreld weer. Daar's mense wat glad nie in die wêreld wil uitkom om dit reg na Christus te doen. Luister. En moenie vir my sê dis hou vas nie, want jy het die eie keuse. Halleluja, hoeveel getuies sit hier vanoggend? Niemand kan jou preek as jy wil gepreek word. Jy laat my aan niks leer nie, want ek kan nie daar pas nie. Ek kan nie daar pas nie, as jy besluit neem om uit te kom, gaan jy uitkom. Waar in jou lewe het jy dit gehoor? Iemand monitor jou met die naam van die Here uit te bring. Waar in jou lewe het jy dit gehoor? Dis siek, man. Is siek. Daar is iemand wat jy kan koop nie. Die Heilige Gees is nie iemand wat jy kan koop nie. Weet jy wat wil ek bid voor vanoggend? Vir een en alleen. Dat die eenheid terugkom in die kerk. Laat ons kan saam staan en ons kan bid. Want as ons saam staan en ons bid, gaan die sake verander. Luister wat ek sê, niemand kan teen gebed gaan. Niemand kan met my sê die Bybel staan nie. Die gebed van die regverdige dra groot krag.
Niemand kan dit vir my sê. Kom ek vertel julle gou laat week. Nou almal dink, as jy nou 'n kar bou, of jy gaan doen nou racing of iets, as jy nou, sekere mense dink is nie op. Luister wat ek sê. Is 'n sport. Dit is tussen myne. Is 'n sport, soos rugby, sokker, netbal, elke ding is 'n sport. Weet jy wat? Die vyand het 'n manier gehad om vir my by die plekste kom sê, hoor jy lewe in die wêreld. Ek sê, is dit? Iemand sê dit vir my. Hou op om met die wêreld so goed op jou sê wat die wêreld sê. Kijk, nie wêreld sê dit. Jy weet nie wat het alles in my kan. Gebed. Ken die saak van die Here in alles. Ken hom in alles. Nie net in jou huis nie, nie net in die kerk nie, ken hom in alles. En hy sal jou baie gelyk maak. Die woord sê so weer, ek sê volgende. So laas week, het ons lot ouens, wat so saam karre ry. Ewe skielik, word ek geënt in die groep. Maar soos ek gaan, na die workshop toe altyd, praat ek met die manne en, die oukies daar en, hoorie, dis 'n eer, van dat ek aangeloop neem met jou daar. Because when nou as ek aanloop, is dit nie die Here. Die Here het 'n plaas met my, die oukies kom praat met my, die harte uit en elke. En die vyand is uit. Amen. Die vyand is uit. So laat my daar in my groep. En hulle sê vir my, hoorie, somme jy 10 uur aan. Sê hulle asseblief, ou broer helps, bid saam met ons. Die babietjie wat my vrou oppas, het sonder asem gegaan, sy is 9 maande oud. Nee daar! Maak ek my oor toe en ek bid. Dis almal bid saam. Hy babietjie 35 minute, of 35 secondes, sonder asem. Hoe klein is jy op haar longetjies? Dink jy dat 'n babietjie 35 secondes kan maak? Na die gebed, ring jy daarna. Watch up. Ons sit hulle op die groep. Die babietjie het begin asem. Volgende oggend, hulle sê sy is hier toe. Die volgende oggend, watch up, hulle sê sy is gewoon is al. En sy kom vandag. Sien jy dat wat jy nie? As ek sê, ons moet, jy is hier, ek is daar. Ons is almal wat die Here dien. Is een liggaam. So sorry to say, ons almal wat die Here dien is een liggaam. En sonder 'n arm, sonder 'n been, sonder 'n vinger, kan die liggaam nie funksioneer soos wat hy moet nie. Ons moet er nie in kom. Ons moet begin, as Zelda of Mac of Parkie 'n probleem het, moet ons op ons groep kan sê, luister hier so, kom ons bid saam. Jy moet nie skaam wees om dit te deel nie. Jy moet nie op ons groepe is nie, jy moet vandag op die groep gaan. Dis 'n ernstige saak hier. Ek wil hê, ons moet er nie begin in lewe. As iemand ly, die Bybel sê dit vir jou. As een persoon ly, moet die ander kom bid. Die ander moet hom help. Nie om slegs op hom af te raak, nie moet hom help. Die vyand is lustig, luister wat ek vir julle sê. Die week het daar ding gebeur met my ook. Maar weet jy wat? Jy is ons altyd, jy dink net aan nou. Jy dink net aan nou.
En ek is omgekrap en ek slaap nie. Ek kan nie slaap. Hy hele nag is ek is om. Ek weet nie wat sê die Here vir my volgende oggend. Ek het het. Los het ek het. Jy wil trap. Ek het het al lang al. Jy wil nou trap aan. Ek het het. Maar as dinge wat gebeur het, wat ek weet wat die werk van die vyand is. En toe sal ek besef, hoe maklik is dit vir die vyand om jou te probeer oorrompel. Luister wat ek sê, is baie maklik as jy hom toelaat. As jy net 'n skreepie van die deur kom ooplos, dan sê hy, luister wat ek sê, dan sê hy, en daar waar hy binne ingaan, verdestrooi alles. Ek wil hê, dat ons van hierdie dag af, van vandag af, ernstig in gebed moet gaan, vir ons familie, vir hierdie kerk. Ons moet saam met die ander kerke, al die kerke gaan saam bid hierdie. Ek wil hê ons moet 'n unity vorm. Ek gee nie om nie, van volgende jaar sal ons, en die Here gaan ons help. Ons gaan dit doen. Elke nuwe maand sal ons help. Amen. Lang genoeg is teruggestaan. Ons sal van volgende jaar elke nuwe maand help met jou. Alles in elke maand op 'n ander plek. Die Here sal voorsien. Amen. Daar's ietsie wat ek vanoggend met julle wil deel. Wat ek dink, wat ons allemaal raak. Dit het my iemand geraak geweet. Dus ek kom ek al wil preek en ek moet myself vanoggend 'n bietjie iets gee. Dankie Here. Hierdie een is baie maklik. Die een is vir die duiwel. Hy is met die duiwel so maklik, né? En ons almal val vir dit. Luister gou. Efesiërs 5 vanaf vers 25. Julle moet dit gaan lees. Daarom moet julle die leuen aflê en die waarheid teenoor mekaar praat. Nou alles gaan oor die riglyne om standvastig te bly staan. Die riglyne om unity te vorm. Luister nou wat ek sê, jy moet mooi luister. Sien almal kyk my so, want ek kan nie volg. Moenie waar nie, so nou. Ons is toch lede van dieselfde liggaam. Is ons nie? Ons het allemaal in ons sit. Wie dien ons? Ons dien dieselfde. Nie een dien die vyand en een die Heer. Dus kom ons hier. Anders dan was jy daar by die kerk, dat wat so 'n kerk. Hoor gou wat sê die Here. Moenie Sondag, as jy kwaad word, nou is die eerste punt. Wat gebeur gewoonlik as jy kwaad word? Ek sê trappe van vergelijking. Because when die een ou sy kop los om heeltemal, die ander sy kop los om sy 60%, die ander sy 20%. Luister wat ek sê, trip switch hier. Maak dit. Kan ek stil word? Luister wat sê hier. Jy kan kwaad word, maar moenie Sondag. Moenie Sondag as jy kwaad word. Moenie tot in die aand kwaad bly nie. En die duiwel hou vasgekleef. Nou wat gaan om? Sê dit ook vir my. Jy raak nou kwaad. En jy kerk om tot môre. Dis is 'n plus aan
teen môre, dan sy amper na by Groendakkie se ingang. Hoor wat sê die woord van God. En dis wat ek gekry het en weet jy, met my hierdie week gebeur het. Hier is die woorde van die Here. Die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik, sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Halleluja. Gaan kyk maar enige ou wat hard werk is geld. Jy kan nog gaan kyk enige ou. Enige ou. As hy sien iemand sukkel sal hy wel. Gaan kyk, as hy sien iemand sukkel sal hy wel. Want weet jy wat die Heilige Gees vertel gaan help. Heilige Gees sê jy maak jy bekend hoor die man sukkel. Hey, gaan ons na daai taxi in. Hy het wat so taxi is. Daai het my ook hierdie week oorwin vir so wyle. Halleluja. Maar prys die Here dit. Dis jy wat spreek. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Is die kwaad en die swets, die loop aan hand aan, hulle choms. Dus is 'n merktap. Die kwaad en die swets, hy sê hulle loop so hand aan hand. Because as die kwaad word bloed en gooi, dis is 'n rol soos hy told ons daar in die stad. Halleluja, en hy gooi, en hy gooi, en hy gooi, en hy gooi. Is halleluja, Here, dankie. Sê maar so preek myself vandag. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. En julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdaad sal belewe. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel, gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Halleluja. En party ouens hulle ons die oordeel. Is dit nie? Halleluja. Party ouens ons nie oordeel. Hy sê dat die soos hy kan nie change. Ek sal nie hierdie persoon vergewe. Ek sal nie. Jy loop, party mense loop vir jare en jare met iemand wat hulle nie vergewe nie. Maar dis ek kom in ergens. En ek weet nie hoekom nie. Jy kom nergens. Jy gaan kerk toe. Jy bid vir jou en doen alles, maar jy en jouself en moet nie die persoon vergewe. En intussen breek jy jou eie sin en heeltemal. Want jy vat ons God se werk in jou. As hy jou vergewe, hoekom kan jy niemand anders vergewe? Nou daar met die vloek al. Ek onthou net vir die res op my lewe. Wat maak man? Hy doen een woord gegee is weg. Kwaai. Daai probleem en kyk jy en ek wil vergeet van jou. En jy is nog steeds kwaad om jou vervloek. Dis so net wat ons mense om doen. Of het jou sleg gepraat. Nou onthou jy net vir die res van jou lewe. Want dis en weet jy wat? Hy smiling mooi waar ek kan nie hier sit. Want jy hou nie om vergewe soos in jou eie hart. Jy hou in jou eie hart vast en jy klemp hom vast, dat jy nie kan uitkom. As jy casino toe gaan, en jy gaan kerk,
Ja, geen November, vir die ou kwalijk neem. Want jy het jou glad verloor, ek weet. Nou kwaad, bly vir hom, want jy het jou glad verloor, wie het jou gesê met aan te vat? Wie het jou gesê? Ek wil jy moet volgende mooi dink. Jy moet baie mooi dink volgende. Al die goed wat die Here genoem het volgende. Is jy een van die slagoffers? Of is jy een van die ouens wat as hy persoon jou aanval vir hom gaan sê, laat die Here jou seën. Mag die Here jou seën. Ja, gesien van dat kan jy ou so 'n prop in sy mond druk. Hè? Het jy dit al gesien? Hy sweet jou. Hy sê mag die Here jou seën. Stil. Stil. Want waar die Here gesaak is, broer, is 'n ander storie. Gaan kyk maar. Op beteken dat jy so kwaad nie moet. Maar dan lees jy 'n versie raak. Dan breek jy jouself. Dis so, luister wat ek sê. Jy breek jouself. Nou hier waar ek staan voor. Ek het altyd by mense, ek is 'n mens, jy gaan nie mens. Ek het ook foto's soos wat jy foto het. Ek is nie op 'n pedestal gesit. Ek is net bly dat die Here my uitgered het waar ek was. En ek kom die eer gee, dus ek moet vandag die woord gee. Amen. Ek maak ook foute. Ek gedra nie op 'n volmaak is. Want ek is. Ek kan my anders vertel volgende, maar ek sê vir julle, dit is so. Die mense wat hier so sit en ek wil meer goed aangejaag en dis wat jy gedroom het om aan te doen. So, my maak my vir die wêreldse mense sê, Harris is nog laag as wat ek was. Ek sê, ja, dat is fijn. Maar ons moet kom op 'n vlak waar ons almal saam 'n ding kan doen. Ekskuus tog. Kom ek sê vir julle, ons gaan nie die fight verloor. Ons gaan nie die fight wen as ons almal saam staan. Amen. Luister wat ek sê. Dit het 'n tyd geword die Here het op my hart gelê. 1 outreach 'n maand van volgende jaar af. Ek wil hê, laat ons hierdie Desember as ons weggaan op vakansie, laat ons almal in gebed gaan vir volgende jaar. Yes. Volgende jaar gaan julle baie besig wees. Glo dit. Ons gaan volgende jaar baie besig wees. En weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan sien vir die koninkryk van die Here. Amen. Want jy sien so het die onmin in die kerk. En ek kan nou eerlik as ek dit volgende sê. So het julle gesien dat die onmin in die kerk tot ons kinders aangeraak het. Kyk man. Ek het dit gesien volgende. Almal kan hierdie kinders onthou as hulle hier voor gedans het, hulle het crazy gegaan. Kyk volgende hoe stil is hulle. Dink julle nie ek en julle is dit verskuldig aan hulle om hulle weer op te help. Kom ek sê vir julle die Here het op my hart volgende. Ons moet ons kinders weer kry op die plek waar hulle was. Want ons kinders is ons toekoms. En ek wil vir elke kind volgende by wat in die kerk is. Elke nieuwe kind. Want die vyand is 'n leenaar. Kom ek sê vir volgende, as jy met een van die goed sit volgende, wat die woord van die Here vir ons volgende gegee het. Ek wil bid volgende. En ernstig bid. Dat hy vyand se mag van jou afneem.
En vanoggend is nie die oggend wat ek, jy sien, regtig oor die gegaan. Kom ek sê vir hier in vanoggend. Vanoggend is die oggend wat jy alleen voor die Here, ek is ook die vanoggend. So gee my ook 'n kans. Soos ek gesê het, ek is ook 'n mens, soos jy. Ek maak ook foute soos jy. En ek moet ook om vergifnis vra soos jy. So gee my ook 'n bietjie tyd vanoggend, halleluja. Iets obvious en ek is so bly. Sien nie met my van Saul. Wanneer jy my WhatsApp gestuur met die laat met my gepraat so aan. Laat ek soms weet jy wat sê? Weet jy wat sê? Laat ek eintlik trane my oë kry. Hy sê vir my pa, en hy noem my pa. Hy sê pa, weet jy wat? Jy bid altyd vir almal, maar niemand bid ooit vir jou. Ek het net so nodig soos jy. Ek het ook gebed vir iemand nog nodig soos jy. Maak nie saak wie sê. Elke persoon het 'n gebed nodig om deur te gaan in die lewe. Sonder gebed sal jy nêrens kom. Amen. En ek wil nie volgende hê met gedistrak word. Ek wil volgende hê met gefokus bly. Jy moet gefokus bly volg. Baie mense luister nou wat ek sê. Die kerk sal volgende wees. Luister. As jy nie glo nie, kom kyk volgende week op Sondag. Amen. Maar die vyand kom met 'n truc. Met 'n truc. Want ek weet wat gaan gebeur. Ek en my vrou kry weer nou oproepe van almal af vir hulp weer. Dit was stil, almal bel ons. Hulle soek hulp. So, weet jy wat het gebeur? Die onmin en ek is meer dan die is, wat ek hier sê vir. Die onmin, en dit is nie net ons kerk, dit is alle kerk. Die onmin in die kerk het gemaak om die hele kerk negatief te maak. Om die mense terug te vat na hulle ou huis toe. Gaan kyk. Wanneer die wat? Vroeger, as ons sien nie iemand het geval, het ons ook gaan opgehelp, weet jy wat gebeur vandag? En dit moet verander. Daar is die eerste ding wat moet verander. Moet nie sê kyk hy het getuig, en om oordeel nog verder te lê. Gaan jy daarin, gaan na hom toe en sê vir hom, hoor, ou vriend, kom man, kom saam met my weer kerk, kom terug, bou hom op, moet hom nie afbreek. En dis wat ons moet begin. Elke ou het sy foute. Maar weet jy wat, as jy hom ander oordeel, gaan hy nie van die foute kan ontslaak. Luister wat ek sê. Bid jy daarvoor. Jy sê ons is regverdig wat volgens ons sê. Jy dien nie Here. So ek sê nog op jou regverdig is 'n gebed dra groot terug. Hy wag dalk al die hele ruk dat jy net nou moet stop en net hom bid. Of om net bietjie encourage. Om bietjie 'n woord gee op iets. Hy wag daarvoor. Want hy het geval in 'n see. Kom ek sê vir jou mense wat val kry seer. Mense wat val kry baie seer. Want jy skielik is 'n hele familie om hom en hy is daar. En jy skielik is anders weg. Luister wat ek sê vir is alles weg in 'n oogwink, is alles weg. En daar sit hy alleen. En nie is sy familielede in die kerk is bereid om vir hom 'n gebed te gee, want hy is nou veilig. Luister wat ek sê. Of wat is daar hastig, kan jy nou laat stop nie, en nou vinnig, ek moet nou hier naartoe, dan. Luister wat ek sê, 5 minute van jou tyd gaan niks maak.
met ons familie. Jy sien die persoon kry swaar en hy sukkel. Maar weet jy wat? Jy is nie bereid om net vir hom daai gebed te gee of net vir my woord te gee. Kom ons raak ontslaap van bitterheid, van kwaad word en ons skep al daai goede eerder liefde. Want liefde oorskry alles. Luister vir wat ek sê. Liefde oorskry alles. Kan ek nie my sê of vrou toe geklap gisteraan? Verstaan jy? Kom eerder en sê vir my, hoorie, sy het my geklap en net so rukkie daarna het ek van gaan bid. Ja. Maar kom ek sê vir jou ding. Die Bybel sê ook, moenie kwaad gaan slaap. Ek weet ek het 'n krap afgetrap. Jy sal nie slaap nie. Maar die vyand is besig met jou kop mos. Dis so, soos dom, hy vang jou so, kyk hier, kyk daar, kyk nie dan, kyk daar, hou jou besig. Want hy wil jou wegdryf van goed wat jy nie weet. Maar die vyand het 'n manier om ons almal te probeer rondom. Luister wat ek sê. Met klemgoedjies. Jy sê volgende nie so. En ek bietjie van 'n tripswitch probleem. Luister nou. Die Here slaat ons almal op die vingers volgende. Halleluja. Luister wat ek sê, die Here slaat ons almal, ieder en elk. As jy nie woord nie op die naarbaar, hoor jy elke persoon wat jy so sê. Kom ek sê volgende keer, elke liewe persoon, die nie wat staan. Sit met die probleem. Halleluja. Luister wat ek sê. Almal sit met die tripswitch probleem. En jy sien die vyand weet. Hy weet. Die Here wil vir jou 'n kalmte kom gee volgende. Die Here wil vir jou liefde kom gee volgende. Hy wil jou rustig kom gee. Hy wil nie dat die president. Dis so, ja, sommige mense bly nou. Wat vloek en skel wil daar. Of jy gaan kuier by iemand en oor hy ou huis om hom te kom is toe. Weet jy al so iemand, seker mense ontmoet. Maar weet jy wat, toen weer dit, toen die woord in die bid. Because when I raak soos gewoonte, soos Lennon sê, dat kwaad word en vloek en wat raak soos gewoonte soos werk. Sies die waarheid. Dat is niks anders dan hy is slecht as ek, sonde. Klaar. En op die story. We maak die persoon nie slecht as mense sê. Maar weer eens, bid vir hom, en moet hom nie hoor nie. Dis wat ons moet begin doen, unity te kry in Christus. Ek kyk nou die dag in foto's hoe ons in die kerk begin het, en jy was weer toe vlak in die kerk op. En weet jy wat? Die vyand kom in, net. En hy saai net moeilikheid. Luister wat ek sê. En intussen het hy so baie skade gedoen, dat die ouens wat nie was, wat losgekom het van dwelling, teruggegaan het op daarop sê. Luister wat ek sê. En dit was sy moord, hulle het het recht gekry. Want weet jy wat, ons was nie daar om ons moes gewees. Ons was nie daar om vir die ander man te sê, hoorie, luister, kom ons bid vir jou, jy het 'n probleem. Kom ons bid vir jou. Maar intussen sê jy meer sê, hoorie, daai ou het die hele kerk opgepreek en hy het die gedoen en hy het daai gedoen. Ons is op die vlak ek en saam om gebid het, want hy is deel van die familie. Halleluja. Want die woord in die vraag kom hy jou nie toe nie. Dit kom hy in jou nie toe nie. Hierdie week is baie huiswerk.
Dink julle nie so nie? My gebed is vandag, Here, al wat jy moet doen hierdie week vir my, sit daar wag vir my. Dis al, sit daar wag vir my. Laat haar nie goed uitgaan of nie moet uitgaan. Want die vyand stel vir jou strikke en wippe. Die Bybel sê dit vir jou. Hy stel vir jou strikke en wippe en as jy hy wip val, dan het hy jou al. So ek en jy het 'n keuse hierdie week. Gaan ons aanhou laat ons beheer, of gaan ons doen wat ons moet doen, en sien vir die Here weer. Daar by jou werk, ek maak nie saak waar jy nie. By jou huis, by jou werk, daar waar jy gaan, praat oor die Here. Kyk wie stuur die Here op jou pad, en gaan gesels met hulle. Kry unity terug. Moenie net verby die ouens ry as jy daar op pyn moet sit, en hy was al nie. Op iemand as die Here vir jou sê, stop al, dan stop jy dan. En jy praat met hom. Hoeveel keer het ons al gehoor, in my eie dat iemand na jou toe gekom het, en jy was op jou swakste, en iemand het na jou toe gekom, en hy geef jou net 'n woord. Net 'n woord van die Here af, en dan change jy hulle weer, wat Jackie? Hoeveel mense na my en jou toe gekom, sou daar wegloop, en sê, joh, hoor jy hierdie ou nou vir iets gegeen, jy sit en jy begin te dink. Hoor jy? Maar dis wat moet begin gebeur. Dis wat moet begin gebeur in ons kerke. Kerk moet nie gaan oor geld nie. Dit moet nie gaan oor geld nie. Dit moet gaan om die woord van die Here te verkondig, sodat siele kan gered word. Dis waarvoor. Die man net eerder net volg. Halleluja. Dit maak my so kwaad dat ek hier maaks. Ek het nou afgesny volgend, halleluja. En ek word kwaad volgend vir die regte redes. Maar nie dan die verkeerde redes nie. Want die Here is my pa. Luister wat ek sê. En som mense misbruik hom. Sy naam is breker. Van alle lande snaakse goed. Om geld in te win en al dat goed. Dis hartseer, man. Ek kan volgens hom begin hê. Kom ek sê dat op jou volgende ene. En dis hoekom ek sê hierdie familie moet terugkom met mekaar. Ons het hierdie kerk begin. Luister wat ek sê. Alles hier om. Alles hier om. Alles. Het gekom van die Here af. Luister. Alles het gekom van die Here af. Nie uit die collectibles. Luister kom ek sê. Alles het gekom van die Here af. Hoekom? Hoekom? Want die basis van die kerk is op die regte plek gegrond. Die basis van die kerk, die foundation van die kerk is op die regte ding gebou. Ek sê nou nie dat vir iemand, ek sê hoor, die Here wys my, ek vraag, ander keer tussen die mense in die kerk, sê Here nou, oh. Wat al die mense? Hy sê, weet jy wat gebeur hierso? Weet jy wat gebeur? Jy kan maar gaan kyk. Die is ouens wat hier aankom, wat op werms is, hy vind die Here, hy gaan uit, hy verhuis miskien van die Pretoria toe, daar gaan hy voluit kyk. Ek hoor dit baie, luister wat ek sê, ek hoor dit baie. Ek het nou die dag in 'n wandeling geloop en my sê vir my, dankie pastoor. Herken aan. Sy sê dankie pastoor, ek sê vir wat?
Sy sê my hoe gebed met ek met jy. 2 jaar terug, luister gou, 2 jaar terug. Ek sê ek het nie nog dan. Sy sê ja, ek was 1 Sondag in die kerk, 1 Sondag. En jy het my gebid om 'n werk te kry. En ek werk al 2 jaar. Amen. Volgens 2 jaar as 'n bestuurder in die wereld. So weet jy wat? Ons kyk altyd net na sekere goed vas. Maar die groter prentjie is ons met siele wen vir die Here. Al wat ek in die doen. Al wat ek in die doen. Nie om die kerk oorvol te maak nie. Dit moet gebuis wees op die regte ding. En ek is bly. Weet julle wat is besig om te gebeur? En ek het die Here dit gevra, vra elke dag om my gebed, dat die eenheid van die kerk weer terugkom. Dat die familie weer by mekaar kan kom, sodat ons kan uitgaan en disippels kan maak. Luister wat ek sê. En elkeen wat so sit vanoggend, jy het 'n calling van die Here af. En weet jy wat? Jy moet bid en dit begin uitleef. Elke liewe persoon wat vanoggend so sit, hy sal deur kyk. Hy sal deur plek. Hy sal deur iets. Jy het 'n calling van die Here af. Maar weet jy wat? Jy is nie meer as 'n persoon iets uitgered. En weet jy wat? Jy moet dit gaan verkondig daar buitekant. Want as mense wat sukkel wat hulle nie kan uitkom nie. As ek terugkyk aan my lewe, prys die Here net af. Prys die Here net af. As dit nie was vir hom nie, was ek hier vandag. As dit nie was vir hom nie, vertel ek jou nou, was ek nie vandag waar gestaan het. Dan was ek al lang kant. Daar bo, aan die regterkant my kop steef. Lang kant. En ek eer hom vanoggend, dat hy my uitgered het. Dat hy my gehelp om sonder hom te geskryf. Amen. So ek wil vanoggend vir julle sê, as jy vanoggend jy draai op vergewensgesindheid in jou lewe al so lank. En jy kan nie vrede maak nie. Ek wil vanoggend hê dat jy hier vorentoe moet kom saam met my. Ek gaan saam vir myself bid vanoggend, halleluja. Dat elke persoon vanoggend hier voorkom en dit bely dit wat jou terughou nader en nader neer te kom. Daar gebeur sekere dinge in ons lewe. En dit maak ons kwaad en jy raak so vanaf kwaad altyd. Voordat jy kan dink en dan span jy om. Die Here wil jou kalmte kom gee. Hy wil jou rustig kom gee. Al wat ek vra, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is, en ek sal jou uitkry.